Wel, liewe kijker, ek en Renier hier agter die kamera, ons wil baie graag vir u die geleentheid gee om ook vrae te vra. U kan in die comments, nee, in die aanbevelings, in daai blokkie, kan u gaan tik. Wat is die vraag? En dan kan ons bietjie kommunikeer en die volgende episode kan ons van daai vrae antwoord. Want daar's baie vrae wat mense het, nee. Hoe weet ons? Hoe weet ons dit? Hoe weet ons dat? Wat is dit? Wie is die Heilige Gees? Wie is die Vader, die Seun, hierdie drie eenheid en al sulke goeters? En hoe werk dit om deur die Gees gelei te word? Sekere vrae wat u dalk in die kop het, en skryf dit neer en dan kan ons na die volgende episode bietjie daarna kyk. So dis ons begeerte dat die hele wêreld beter sal verstaan. Nou, ek verstaan nie alles nie, maar ek het bronne wat ek gaan naspeur en kyk, en dan weet ek, die een wat alles weet, is die Heilige Gees. So, hy is daar by u ook, en hy het die boek geskryf, hy het die Bybel geskryf, hy het mense geïnspireer, ja, en baie keer vra mense vir my, nou watter vertaling? En is nou die regte een? En die ou tannie, sy het een keer gesê, Paulus het Hoog-Hollands gepraat. So die Hoog-Hollandse Bybel is vir my die regte vertaling. Dit is natuurlik nie so nie. Maar weet jy, die Heilige Gees weet vir watter vertaling u die beste antwoord gaan kry. So hy weet watter vertaling hy u moet naartoe lei, sodat u hierdie vertaling kan lees. En dalk is dit 'n vertaling wat mense sê, nee, hierdie ding wil ek niks mee te doen hê nie. Soos die NIV, een het gesê, it's the nearly inspired version. Maar dis nie waar nie. As van hierdie dinge wat baie korrek is, en dan wil die Here ou daarna toe lei en ander Bybel en so. En so rig die Here jou voetstappe. Jy weet, aan Romeine 8 is daar 'n skrif wat sê, wandel deur die Gees, of die kinders van God, word gelei deur die Gees van God. In Galasiërs 5 sê, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikhede van die vlees volbring nie. So, ek en u is gebore uit Gees. Johannes 3 vers 6, wat uit die vlees gebore is vlees, en wat uit die Gees gebore is Gees. En dan as jy bietjie verder lees, Johannes 4 vers 24, God is Gees. En hy soek mense wat hom in gees en in waarheid sal aanbid. Dis geskryf daar deur Johannes voordat die kruisiging plaasgevind het. En dit is belangrik om dit te weet, dat nou is ons uit die Gees gebore. Dit wat uit die Gees gebore is, dis God wat hierdie geboorte in u geskep het. En nou is u 'n nuwe skepping in die Gees. Iemand het een keer gesê, as jy wedergebore is, en jy gaan kyk in die spieël, en jou ore was so bak, dan is hulle nog steeds bak. Jou neus was groot, nou is hy nog steeds groot. Dis nie die liggaam wat wedergebore is nie. As jy onnosel was in wiskunde, dan is jy nog steeds onnosel. Maar nou het jy 'n geestelike geboorte deelagtig geword. En jy kan uit daardie bron, kan jy wys word in wiskunde. Jy kan in jou liggaam, kan daar verandering wees, waar jy vergroeisels het en swakhede, en 1 Korintiërs 11 sê, baie is swak en siek onder julle, en sommige het voor hul tyd gesterf. Kan jy, omdat jy die liggaam van Christus nou begin onderskei, kan jy dat daardie lewe deel word van jou siel. Jou siel is jou intellek, jou emosie en jou wil, en jou liggaam. Daai waarhede kan jou hele liggaam beïnvloed, sodat jy in genesing kan wandel. Jo, en is dit nie wat die wêreld nodig het nie? Jo, daar is soveel korrupsie aan die gang, hier en daar, maar soveel waarhede ook aan die gang. Maar jy en ek het 'n bron wat onuitputlik is. In jou is Christus.
Daar is 'n skrif in Kolossense wat sê, jy het die volheid in hom. In Christus, jy het die volheid. Ek lees nou die dag, Paulus bid vir die Efesiërs in Efesiërs 3. Hy bid vir daai gemeente, vir die mense daar. Hy sê, hy bid dat hulle die lengte, die breedte en die hoogte en die diepte van God kan leer ken, dat hulle die kennis kan kry van dit, sodat, dan sê dit daar mooi, dat hulle kan gevul word met die volheid van God. Nou, waar wil jy iets beter sê? As dat jy kan gevul word met die volheid van God. Is dit die waarheid? Of is dit net daar iewers 'n wortel wat voor jou gehang word, wat nie die waarheid is nie, wat jy nooit gaan kry nie, soos 'n hamster op 'n wiel, hy hardloop maar hy kry dit nooit. Is hierdie beloftes waar? Dan sien ons in Korintiërs sê hy, hierdie beloftes, hoeveel daar ook al mag wees, hulle is ja en amen, hoor nou mooi, deur ons. Deur ons. Jy sien, Jesus het vir almal gesterf, maar almal is nie gered nie. Maar hy het redding beskikbaar gestel vir almal. Hy sê, kom na my toe, dan sal julle uitvind, my juk is sag en my las is lig. Maar as jy nie kom nie, sy belofte staan vas. Maar ons is die wissel. Ons is die, ek weet nie wat noem jy dit nie, maar ons is die wisselbare. Maar hy verander nie. Ek hou van 'n ou wat eendag gepreek het, hy sê, he's the unchangeable, unshakable, unmovable God. Sjoe, dis my mooi. Dis hoe God is. God is absoluut ek wil amper sê, gebind deur sy woord. En bind klink verkeerd, maar hy onderwerp hom aan sy woord. Al skree iemand, al huil iemand, hy gaan nie teen sy woord gaan. Al lyk iemand of hy gaan doodgaan, hy gaan nie teen sy woord gaan nie. Wat bedoel ek? Hy sê, kom na my toe, as jy vermoeid en belas is. Nou, jy kan vermoeid en belas wees, en verskriklik vermoeid en belas wees, en erg, en dit lyk verskriklik om jou so te sien, en jy dink, kry die Here my nie jammer nie. Maar hy sê, kom na my toe. As jy kom, dan is hy daar. Hy is by jou. Hy wil jou so graag help.